Goeiemôre broers en susters. Welkom by vanoggend se erediens. En mag dit vir elkeen van ons ook vanoggend 'n geleentheid wees waar ons vir God ontmoet en van hom hoor hoe hy wil hê ons moet leef. Jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is oorwinnaar. Hy's nederig en hy ry op 'n donkie. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Terwyl ons net so bly sit, kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dank en ons loof en ons prys U vanoggend, want al die dank, die lof, die eer en die aanbidding kom U toe. U is die enigste God. U is ons God. U het ons die reg gegee, Here, dat ons onsself U kinders mag noem. Dankie dat U genade vir ons so onmeetlik groot is. Dankie Here dat U elke oomblik U arms na ons toe uitsteek, omdat U ons by U wil hê. U is 'n God wat by U kinders wil leef, en wat wil hê dat U kinders ook by U moet leef. Dankie Here dat U 'n brug kom bou het oor die groot kloof wat tussen ons en U bestaan het. Here, dat Jesus Christus in ons plek kom ly en gesterf het, maar ook opgestaan het uit die dood en daardeur vir ons die pad na U toe oopgemaak het, sodat ons met vrymoedigheid voor U kan kom staan en pleit. Wees my arme sondaar genadig. Here, ons dank U vir alles wat U vir ons gee. Maar ons het ook die vrymoedigheid, Here, om te vra. Om ook te vra, Heer, dat U wat elkeen se nood en hartseer en blydskap ken, dat U elkeen se gemoed sal aanraak. Want U weet, Here, wat binne in ons gemoedere aan die gang is. Ons vra, Here, dat U ook hierdie gemeente in die holte van U hand sal hou, waar dit op die oomblik vir ons as 'n gemeente ook 'n hartseer tyd en 'n moeilike tyd is. Wil ons vra, Here, dat U na ons sal kyk soos wat U nog altyd doen. Dat U vir ons die krag en die geloof sal gee om steeds aan U vas te hou. Wil U dit stil maak in ons, Here? Wil U vir ons 'n oor gee om te luister? En wil U vanoggend aan die woord kom en met elkeen van ons praat? Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Broers en susters, ons gaan vanoggend saam lees uit Markus 11, verse 1 tot 11. En dis die bekende gedeelte wat handel oor Jesus se intog in Jerusalem. En vandag staan in die kerklike jaar bekend as Palmsondag. Hierdie dag dui die begin aan van die Heilige Week, oftewel die Groot Lydensweek. En dit beskryf dan Jesus se laaste week op aarde, voordat hy Vrydag aan die kruis sterf. En hierdie gedeelte wat ons vanoggend lees, is nou juis waar hierdie week vir Jesus en sy disippels begin. Jesus gaan op die rug van 'n donkie
die stad Jerusalem binnery. En om die betekenis en die impak hiervan te verstaan, is dit nodig om te weet wat die agtergrond van hierdie gebeure is. Markus vertel dat Jesus Jerusalem binnery op die rug van 'n donkie, van die ooste kant af, van die Olyfbergse kant af. En ook is daar 'n hele klomp dinge wat in Jerusalem gebeur hierdie dag, waarvan Markus nie vertel nie. Terwyl Jesus op die rug van 'n donkie van die ooste kant af in Jerusalem inry, kom Pilatus van die weste kant af ingery, op 'n groot wit oorlogsperd. Onmiddellik besef 'n mens dat daar nou nie net een intog in Jerusalem is nie, maar twee, wat tergelykertyd plaasvind. En tog is daar tussen hierdie twee optogte groot verskille. Pilatus se intog aan die weste kant gaan gepaard met 'n groot skare. Hulle juig Pilatus toe as die verteenwoordiger van die Romeinse ryk wat Jerusalem binnery. Pilatus doen dit met groot pragt en praal. Hy ry op die rug van 'n wit oorlogsperd, teken van mag, van krag. En hierdie perd is versier omdat hy die een is wat die goewerneur, hierdie hoë amptenaar van die Romeinse ryk dra. Dis nie net Pilatus en sy perd nie, maar daar's by hierdie intog ook baie meer. Honderde, dalk eerder duisende Romeinse soldate wat rondom Pilatus beweeg en weer eens Rome se mag kom tentoonstel. En so beskerm hulle ook vir Pilatus dat niemand van die skare naby hom kan kom nie. Daar bly 'n afstand tussen Pilatus en die res van die mense. Hy verteenwoordig immers die grootste en magtigste ryk van sy tyd. Aan die ander kant van die stad is Jesus se intog. Hierdie intog nie op 'n groot wit oorlogsperd nie, maar op die rug van 'n donkie. Geen magsvertoon nie. Die simbool van nederigheid. Jesus se optog is eenvoudig. Amper so asof hy daarmee probeer die spot dryf met Pilatus se intog van die ander kant van die stad af. Daar's nie 'n skare rondom Jesus wat mag vertoon en wat hom beskerm nie. Het sy paar disippels. Tog wys Jesus met sy intog in Jerusalem ook iets van 'n koninkryk. Hy wys iets van God se koninkryk en nie van 'n wêreldse koninkryk nie. En dit wat hier aan die gebeur is met Jesus se optog, stuur af op 'n botsing met die Romeinse optog. Twee optogte van weerskante van die stad af. Een verteenwoordig God se koninkryk en die ander verteenwoordig die Romeinse koninkryk. En hierdie twee koninkryke is onafwendbaar op pad na 'n botsing toe. En dit gebeur dan in hierdie laaste week. Want Vrydag loop dit uit op die skynbare oorwinning van een van hierdie twee koninkryke, die Romeinse ryk. Kom ons lees saam uit Markus 11 vers 1 tot 11. Toe hulle naby Jerusalem kom, by Betfage en Betanië op die Olyfberg,
stuur Jesus 2 van sy disippels en sê vir hulle, gaan na die dorpie daar reg voor julle, en net soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie vasgemaak kry. Geen mens het nog op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. En as iemand vir julle sê, wat maak julle daar, moet julle sê, die Here het hom nodig, en hy sal hom gou weer hierheen terugstuur. Hulle het toe gegaan en 'n jong donkie by die ingang buite langs die pad vasgemaak gekry en hom losgemaak. Party van die mense wat daar gestaan het vir hulle gesê, waarom maak julle die donkie los? Hulle het hulle geantwoord soos Jesus gesê het. Daarna die mense hulle laat begaan. Hulle bring toe die donkie na Jesus toe en sit van hulle klere op hom, en Jesus het opgeklim. Baie mense het van hulle klere op die pad oopgegooi en party weer groen takkies, wat hulle langs die pad afgebreek het. Die wat voorgeloop en die wat agterna gekom het uitgeroep, prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom. Geseënd is ons voorvader Dawid se koninkryk wat aan die kom is. Prys hom in die hoogste hemel. Jesus het in Jerusalem na die tempel toe gegaan en alles daar bekyk. Dit was al laatmiddag toe hy en die 12 weer na Betanië toe gegaan het. Ons lees tot sover. Elke mens wat die woord van die Here hoor en ook daarvolgens lewe, is 'n gelukkige mens. Die teks vir die prediking is Markus 11 vers 7. Hulle bring toe die donkie na Jesus toe en sit van hulle klere op hom. En Jesus het opgeklim. Op die rug van 'n donkie op pad na die kruis toe. Dit klink in die tyd van Jesus na iets wat heeltemal sou sin maak. Iemand wat nie geag word as belangrik nie. Iemand wat nie uit die hoë klas van die samelewing uitkom nie. Iemand wat geen mag het in die oë van die wêreld nie. Ry op 'n donkie. Op pad om tereggestel te word. Soos 'n moordenaar en 'n misdadiger. Jesus kies om op die donkie te ry. Hy stuur sy disippels om die donkie te gaan haal. Hy sê vir hulle presies waar die donkie vasgemaak is, en hy sê ook vir hulle, as iemand hulle sou konfronteer en sê, maar waarom maak julle die donkie los, is dit die antwoord wat hy hulle moet gee. Die Here het hom nodig, en hy sal hom dadelik weer terugstuur hierheen. Dit klink so asof alles vooraf gereël is. En wanneer Jesus dan wel op die rug van die donkie klim, sonder enige fanfare, sonder enige pragt en praal, en Jerusalem dan binne ry op hierdie donkie, hoor wat skree die skare langs die pad. Prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom. Geseënd is ons voorvader Dawid se koninkryk, wat aan die kom is. Prys hom in die hoogste hemel. Met hierdie treffende wyse waarop Jesus se intog in Jerusalem plaasvind, op die rug van 'n donkie, probeer Jesus vir oulaas, met soveel impak as wat hy kan, die boodskap van die evangelie aan mense oordra. Hy probeer weer eens vir hulle wys. Hy het gekom, nie om gedien te word nie, maar om self te dien. Hy probeer vir hulle wys,
dat hy nederig is en dat 'n mens nie die mag en die roem van hierdie wêreld najag nie. Hy wil vir hulle wys dat 'n mens nederig en in totale afhanklikheid van God leef en jouself nie belangrik ag nie. Hy wil vir die mense wys, en dit is baie belangrik, dat die Messias nie iemand is wat mag najag en gesag wil hê nie, maar dat hy iemand is wat liefde en vergifnis kom leef. Die Messias wil kom dien. Maar hierdie skare verstaan dit verkeerd. Die profeet Sagaria het al duisende jare gelede gesê dat die Messias op die rug van 'n donkie sal ry. Jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkie. Lees ons in Sagaria 9. En daarom beskou hierdie skare vir Jesus as die een wat die koninkryk van Dawid weer gaan kom oprig en sorg dat Israel militêr, polities en ekonomies weer 'n mag word waarmee daar rekening gehou moet word. Die Messias is die een wat hulle gaan bevry van die Romeinse juk wat op hulle lê. Nou is die Messias hier. Nie om die koninkryk van Dawid weer te hervestig en weer te laat heers nie. Sy doel is nie dat mense uitsien na die koninkryk van Dawid om daarin te leef nie, maar eerder die koninkryk van God. En dit verstaan hulle nie. Hulle sien hulle Messias as 'n militêre gesagvoerder. Die laaste ding wat Jesus doen in Jerusalem is allermins nie om enige volk militêr te oorwin nie, maar om te sterf. Sy dood dui op iets baie groter as 'n militêre oorwinning, naamlik 'n oorwinning oor die dood. Jesus se disippels het die donkie vol na hom toe gebring. Dan lees ons in ons teksvers, Jesus het opgeklim. Jesus klim op die donkie om daarmee sy nederigheid te wys, dat hy nie in die oë van die wêreld 'n koning of 'n maghebber van 'n aardse koninkryk wil wees nie. Jesus klim op 'n donkie om daarmee ook sy vertroue in God duidelik te maak en vir die mense rondom hom te sê om eerder op God te vertrou as om skatte in hierdie wêreld na te jaag. In die Joodse kultuur of die Joodse tradisie is daar 'n verhaal wat die Jode onder mekaar vertel het en sê dat tydens die volk se trek van 40 jaar in die woestyn het hulle self op 'n stadium in omstandighede bevind waar dit gelyk het of hulle gaan omkom. Daar was nie meer water nie. En die mense almal weet wat die uiteinde daarvan is. Hulle redding was juis 'n klomp donkies gewees. Donkies wat presies geweet het waar die onderaardse water is. En hulle het die volk daarheen gelei. Daarom is die donkie ook 'n simbool van redding
en oorlewing. Met die ry op die donkie, sê Jesus dus in sy nederigheid vir die mense rondom hom, dat hy nie die Messias is, soos wat hulle dit verwag nie. Hy kom hulle nie red van die Romeinse juk, met 'n groot militêre oorwinning nie. Hy bring vir hulle 'n baie groter oorwinning, 'n oorwinning oor die dood. Hy bring vir hulle die belofte en hoop van 'n ewige lewe, 'n beter lewe eendag na hierdie lewe. Hulle wou eerder nou 'n beter lewe hê. Hierdie skare wat hom verwag het as die Messias, wat Rome gaan oorrompel. Hulle wil nie wag, eers vir eendag nie. Op die rug van 'n donkievul, as 'n teken of 'n toonbeeld eerder van nederigheid. Op die rug van 'n donkie, die simbool van redding en oorlewing, ry Jesus Jerusalem binne op pad na sy kruis toe. Nou moet ons nie nederigheid verwar met minderwaardigheid nie. Die minderwaardigheid, gesien vanuit die koninkryk van God, sien 'n mens eerder raak by Pilatus, wat op 'n wit oorlogsperd Jerusalem inry. Sonder hierdie skare rondom hom, is hy niks. Sonder die skare rondom Jesus, is Jesus alles, want hy is ook God. Hy's nederig wanneer hy Jerusalem binne ry, maar nie minderwaardig nie. Hy's nederig en nie minderwaardig nie, wanneer Pilatus later vir hom sou vra, maar is jy die koning van die Jode? En hy antwoord, dit is soos u sê. Weereens is hy nie minderwaardig nie, maar nederig wanneer Pilatus ook vir hom vra, hoor jy nie waarvan hierdie mense jou beskuldig nie? Het jy dan geen verweer nie? Wil jy jou nie verweer nie? En Jesus doodstil bly. Hierdie nederigheid loop uit op die grootste oorwinning denkbaar. Die oorwinning oor die dood. Die oorwinning waarin ek en jy ook deel, sonder dat ons enige iets daarvan verdien. Broers en susters, dis eie aan mens wees, dat 'n mens maar soms raak gesien wil word. Jy wil maar soms erkenning kry vir dit wat jy gedoen het. Watter erkenning het Jesus gekry? O ja, 'n Romeinse offisier wat langs sy kruis bely, hierdie mens was werklik die seun van God. Toe eers. Hoekom nie vroeër nie? Jesus leer vir ons nederigheid. Hy leer vir ons vertroue in God, vir ons redding en verlossing, deurdat hy op die rug van 'n donkievul na die kruis toe ry. In sy nederigheid sterf hy aan die kruis, deur die owerheid gesien as 'n misdadiger wat 'n opstand wil begin. Hy laat saggies sy kop op sy bors sak. Hy blaas sy laaste asem uit en hy sê, dit is volbring. En daar sterf hy, nederig, die oë van die wêreld soos 'n misdadiger aan die kruis. Op die rug van 'n donkie leer Jesus ons om nederig te wees. Hy leer ons dat van die belangrikste dinge in 'n mens se lewe kry jy en bereik jy nie deur groot aansien
eer en mag te hê nie, maar deur nederig te wees. Jy kan die grootste verskil in mense se lewens gaan maak, nie deur net groot dinge te doen of groot dinge te gee nie, maar ook deur die klein dingetjies wat ons elke dag doen in 'n poging om aan God gehoorsaam te wees. Jy kan die meeste vir iemand beteken, deur nie altyd al die antwoorde te wil hê nie, maar om soms net te luister. Moenie roem op dit wat jy het nie. Moenie roem op dit wat jy bereik het, of waartoe jy in staat is nie. Want dis God se genade, dat jy daar kan wees. Die grootste geskenk, wat enige mens kan kry en vir 'n ander kan gee, het ek en jy gekry, die ewige lewe, nie op grond van 'n groot magsvertoon nie, maar op grond van Jesus se nederigheid en sy gehoorsaamheid aan God. Hieroor praat hy self in Johannes 15, wanneer hy vir sy disippels sê, dat hulle mekaar moet lief hê. Niemand, sê hy, het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Geliefdes, kom ons gaan wees nederig. Kom ons gaan leef nederig, soos wat Jesus ons kom leer het, op die rug van 'n donkie. En kom ons maak ook die woorde van Psalm 115 ons eie, wanneer ons vanoggend hier uitstap en met ons lewens aangaan. Nie aan ons nie, Here, nie aan ons nie, maar aan U naam kom die eer toe, want dit is U wat liefde en trou bewys. Amen. Ons sit net so en dan bid ons saam. Here, ons dankie dat U in U Seun Jesus Christus vir ons kom wys het wat nederigheid is. Dat hy wat uit die hemel uitkom, sy bestaan op 'n godgelyke wyse nie gesien het as iets waaraan hy moes vashou nie, maar dat hy homself verneder het deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy aan mense gelyk word, was hy gehoorsaam tot in die dood aan die kruis. Wil U ons help, Here, dat ons ook daardie voorbeeld sal naleef in ons lewens, oral en altyd. Dat ons met ons manier van lewe sal wys wat nederigheid is. En dat ons self ook sal besef, Here, dat ons die grootste verskil denkbaar kan maak deur nederig te bly, op ons knieë te bly en dit aan U oor te laat om die wonderwerk te laat gebeur. Dankie, Here, dat Jesus Christus ons ook geleer het, toe hy op die donkie klim, nie net wat nederigheid beteken nie, maar ook wat vertroue in U beteken. Here, uit ons eie uit kan ons dit nie doen nie. En daarom pleit ons by U, wees ons genadig en help ons om so te leef. Want deur hierdie nederige lewe van U Seun het U ook hoop in hierdie wêreld ingebring. En gebruik ons ook, Here, om deur ons nederige manier van lewe vir ander hoop te gee,
dit te kan laat uitsien na beter tye wat ons weet, wat ons seker is en wat ons vasglo sal kom. Wil U hand oor ons hou, Heer, in die week wat voor lê. Wees met ons waar ons ook al gaan, wat ons ook al doen, en help ons, Here, om in dit alles nederig te bly en hoop te gee aan 'n wêreld waar dit aan die verdwyn is. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus, ons rots en ons verlosser. Amen. Gemeente, ons sing ten slotte uit Gesang 200, daarvan verse 2 en 3, dan bly ons staan vir die seëngroet en ons wegsendingslied is dan Gesang 286. Van wie ons seil verwag, sou ek o Heer U nie vereer nie, sou ek U goedheid nie verstaan, sou U my raad gee ek nie leer nie, die weg wat U my wys nie gaan. Nee, U rig my wil en strewe, U woord bly my gedurig by, vol met die liefde ook my lewe, om my in alles te Gaan nou in vrede en ontvang met biddende harte die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen. Van liefde waar ons so mag gaan, wil ons in U staan, by U staan, oor ons dankgebede, oor ons lofliedstyk, as ons aan U ons dank betuig. Here, U genade het ons hier behou, in U hand van liefde vasgehou, moet nooit van ons wyk nie, skenk aan ons U seën, Here, laat ons nooit alleen, Heer Jesus, laat ons nooit alleen.